Geliefdes, ons sit ons reeks preke uit die Romeine brief voort en ons lees Romeine 12 van vers 1 af. Romeine 12 by vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is, hou vas aan wat goed is, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons teks is vers 12, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. En daarmee saam lees ons Sondag 45 van die Heidelbergse Katekismus. Waarom is gebed vir die Christene nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God,
wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep, vir alles waarvoor ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus, sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Alle geestelike en liggaamlike behoeftes, wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. Liewe broeders en susters en kinders in die Here, die kerk van die Here word al hoe meer geteiken en vervolg. Die wêreld en die valse kerk probeer al hoe harder om die ware kerk te vernietig. Wêreldwyd maak regerings meer en meer wette om Christene te keer om hulle Bybelse beginsels vir die huwelik en vir seksualiteit en vir kinderopvoeding en vir die beskerming van lewe uit te leef. Ja, dit gaan al hoe meer gebeur dat dominees wat die 10 gebooie preek van haatspraak beskuldig sal word. En dat lidmate wat die 10 gebooie wil gehoorsaam, vervolg sal word. Boonop is korrupsie en geweldsmisdaad en swak leierskap en wetteloosheid en bandeloosheid aan die orde van die dag. Ja, die situasie in ons land was lanklaas so plofbaar soos nou. Al hierdie dinge laat ons opnuut wonder oor ons toekoms in hierdie land. Dit maak ons soms swartgallig en bang. Dit bring 'n onsekerheid wat selfs ons kinders beïnvloed. Dit steel ons lewensvreugde en maak die lewe vir ons vreugdeloos. Vreugdeloos want die probleme in die land, die misdaad, die haat, die moord en doodslag, die swaar kry en die seer kry van elke dag, verdryf alle vreugde uit my lewe. Die beproewings en die teenslae en die verdrukking voel erg en verlam my geloofsbene. My eie probleme is so groot en so baie, dat ek nie nog tyd het vir ander se probleme nie. God voel vir my al hoe verder, en dit voel asof dinge buite beheer geraak het. Boonop weet ons, die Here waarsku ons in sy woord, om 'n Christen te wees is nie maklik nie. Veral nie as jy toegewy aan God wil lewe nie. Paulus skryf vir Timoteus, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Jesus self het ook gesê, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. En in 1 Tessalonisense 3 vers 3 lees ons, dat ons ter wille van ons geloof vervolg word, staan vas. Dit weet julle. Om 'n Christen te wees beteken tog om doelbewus teen die goddelose wêreld in vir God te kies. En daarom sal die wêreld ons haat. Daarom het Jesus ook gesê, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Dat ons gehaat en verdruk sal word, omdat ons gelowiges is, staan dus bo alle twyfel vas.
En as 'n mens se godsdiens sonder blydskap en sonder krag is, dan wonder jy hoe jy ooit sal staande bly in verdrukkings en beproewings, in rampe en ellendes. Geliefdes, dit is dus belangrik dat ons vanoggend sal vra, maar waarom is my geloof soms so vreugdeloos en kragteloos? Hoekom word ek so gou bang vir die dinge wat in ons land en in die wêreld gebeur? Behoort ek dalk aan die verkeerde kerk? Is dit dalk my omstandighede waarom ek leef? Is dit dalk my werkgewer of dalk my huweliksmaat of dalk my finansiële probleme se skuld? Of is dit die regering en die misdadigers se skuld? Waar moet ek die oorsaak soek? Die antwoord lê in ons teks, geliefdes. 'n vreugdelose en 'n kragtelose godsdiens is gewoonlik die gevolg van 'n gebedlose godsdiens. 'n vreugdelose en 'n kragtelose godsdiens is gewoonlik die gevolg van 'n gebedlose godsdiens. As ek nie in gebed volhard nie, dan sal my godsdiens vreugdeloos en kragteloos wees. Dan sal ek maklik verskrik word deur die dinge van die wêreld. In ons teks kry ons 3 opdragte. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. En hierdie opdragte geld ook vandag vir ons in Suid-Afrika. En hierdie 3 opdragte is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Jy gaan dit alleen regkry om jou te verbly in die hoop en om vas te staan in verdrukking, as jy dit ook gaan regkry om te volhard in gebed. Andersom gesê, as jy nie volhard in gebed nie, dan sal jy nie kan verbly in die hoop nie en nie kan vas staan in verdrukking nie. Voordat ons na hierdie opdragte kyk, is dit belangrik om te kyk waar hierdie opdragte in die Bybel staan. Die Romeinebrief, weet ons nou al, word in 2 dele ingedeel. In die eerste deel, hoofstuk 1 tot 11, word ons geleer dat alle mense sondaars is en die dood verdien. Maar God spreek mense wat in Jesus glo vry. Dit is verlossing uit genade. Daaruit volg 'n nuwe lewe onder leiding van die Heilige Gees. Die tweede deel, hoofstuk 12 tot 16, is 'n praktiese deel. En daarin word gesê nou hoe mense wat deur Christus gered is, dankbaar en diensbaar en nuut behoort te lewe. En dit is in hierdie tweede deel van die Romeinebrief wat ons teks staan. God gee hierdie opdragtes aan mense wat weet dat hulle sondaars is, dat hulle die dood verdien, maar ook mense wat weet dat Jesus Christus vir hulle sondes betaal het, en dat hulle daarom uit genade alleen, deur geloof alleen, gered is. Dis vir sulke mense soos ons, wat God sê, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Ook is dit belangrik om te sien dat dit opdragte is wat God aan ons gee. Dit is dinge wat ons moet doen. Ons het nie 'n keuse in hierdie saak nie. Dis 'n bevel van God. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Geliefdes, hoe kan God ons beveel om ons in die hoop te verbly? Veral in 'n land soos ons. Geliefdes, hy kan dit doen, want hy self gee vir ons alle rede om ons in die hoop te verbly. Die hoop beteken eintlik hier, dit wat deur gelowiges gehoop word. En in die oorspronklike Grieks is hierdie hoop 'n baie sterk woord.
Dit beteken om iets vas en seker te weet. God sê dis eintlik vir ons, verbly julle in die dinge wat julle vas en seker weet. Die heerlike dinge wat die woord aan julle openbaar. Dinge soos kind van God wees, God se genade oor julle, God se liefde vir julle, die ewige lewe wat God onverdiend aan julle skenk. Dinge wat die nagmaal aan ons bevestig met die tekens van brood en wyn. Die genade in Christus, wie se liggaam gebreek is en wie se bloed vergiet is, sodat ons vryspraak en genade kan ontvang. Hierdie vaste sekerheid van die hoop op die vergifnis van sonde en die ewige lewe lei tot ware blydskap, wat nie van die omstandighede in die wêreld afhanklik is nie, maar van die heerlike beloftes van God, wat die nagmaal ook aan ons bevestig. En hierdie blydskap in die Here behoort deur te suur na ons hele lewe toe. Hoe kan God ons beveel om vas te staan in verdrukking? Geliefdes, hy kan dit doen. Want hy self maak dit vir ons moontlik om vas te staan in alle omstandighede. Ook in die omstandighede waarin ons nou is. Hy waarsku ons in sy woord dat gelowige wees ons nie vrywaar teen enige teëspoed nie. Inteendeel. Maar in die beproewings dra hy ons. In die beproewings hou hy ons staande. In die beproewing gee hy ons krag. Deur die beproewing vorm hy ons en maak hy ons geestelik ryper. Die leerstuk oor die volharding van gelowiges beklemtoon juis dat gelowiges die krag en vermoë om vas te staan in verdrukking nie uit hulle self kry nie, maar dat God dit skenk en in ons werk deur sy woord en sy gees. Daarom moet ons dit ook van God smeek in gebed. Die sleutel tot 'n vreugdevolle en kragtige godsdiens in 'n land vol misdaad en geweld en in 'n lewe vol beproewings is dus gebed. Die mate van vreugde wat jy in jou godsdiens beleef, is nie afhanklik van die toestand in die land nie. Nee, dit is direk afhanklik van die tyd wat jy in gebed deurbring. Gebed is die kanaal wat God gekies het om vreugde en blydskap oor sy genade in jou hart uit te stort. Die mate van geestelike krag wat jy beleef wanneer dit swaar gaan, is direk afhanklik van die tyd wat jy in gebed deurbring. Gebed is die kanaal wat God gekies het, waardeur hy krag in bang, in twyfelende en wanhoopige harte uitstort. Daarom gee God aan ons die duidelike opdrag, volhard in gebed. Terwille van ons kinders, om te volhard beteken om vas te byt, om aan te hou met iets, selfs al is dit moeilik, en selfs al is dit swaar, en selfs al maak dit jou moeg. Want om te bid is eintlik swaar werk. Sodra ons begin bid, dink ons mos maklik aan allerlei ander dinge. Sodra ons wil bid, onthou ons mos gewoonlik van iets anders wat ons nog moet doen. Baie aande is ons te moeg en te vaak om te bid. Partykeer vergeet ons. Baie oggende is ons te haastig om te bid. Maar so mag dit nie wees nie. God sê, volhard in gebed. Hou aan daarmee. Moenie toelaat dat enigiets of iemand jou van jou gesprek met God laat vergeet nie. Moenie toelaat dat enige iets of iemand tussen jou en jou gesprek met jou hemelse Vader staan nie. Wat sou jy sê is die heel belangrikste manier waarop ons dankbaarheid
aan God bewys? Is dit om kerk toe te kom, om liefdesdiens te doen, om 'n Bybelstudiegroep by te woon, om harde werk in die gemeente te doen? Nee, geliefdes, die katekismus sê, die vernaamste deel van ons dankbaarheid is om tot God te bid. Al besoek jy siekes, al gee jy bo jou vermoë dankoffers, al woon jy al die eredienste by, al dien jy op al wat 'n kommissie is, as jy nie bid nie, het jy nog nie op die heel belangrikste manier jou dankbaarheid aan God betoon nie. Daarom moet ons volhard in gebed. Ons moet daarmee aanhou. Ons moet gedurig bid. Ons moet sonder ophou bid. Ons moet ons afsprake met God in ons binnekamers, saam met ons gesinne met huisgodsdiens en saam met ons medegelowiges in die erediens nakom. God wil immer sy genade en sy Heilige Gees alleen aan hulle gee, wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Sonder God se genade en sonder God se Heilige Gees sal ons geen hoop hê om ons in te verbly nie. Sonder God se genade en sonder sy Gees sal ons geen krag hê om te kan vasstaan in verdrukking nie. Daarom die opdrag, volhard in gebed. God gee sy genade en sy Heilige Gees alleen aan hulle wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Wanneer ons praat ons direk met die almagtige God. Gaan ons sy troonsaal binne, verskyn ons voor sy troon. En daar beleef ons sy almag en sy genade en sy liefde vir ons. En dit gee vir ons oorvloedige blydskap in ons geloof. Dit gee vir ons 'n rustigheid in ons gemoed. Al woon ons in 'n onrustige land. Want ons praat met die almagtige God wat alles in sy hand hou, ook vir ons. En wanneer ons bid, verbind ons onsself met die kragstasie van God se almag. Sy onmeetlike krag begin dan deur ons vloei, sodat ons in verdrukking vas kan staan. So is ons tot dit alles in staat, deur hom wat vir ons krag gee. Deur gebed sal ons omstandighede nie altyd verander word nie, maar ons sal altyd die krag kry om in enige situasie dit te hanteer en vas te bly staan in die geloof. Daarom, liewe broeder en suster en kind, hou aan bid, sodat jou geloof al hoe sterker kan wees as jou vrese. Hou aan bid, sodat jy blydskap in jou geloof kan hê en kan vasstaan in verdrukking. As jy nie blydskap in jou geloof het nie, as vrees die blydskap in jou lewe verdryf, begin om meer te bid. Hoe meer jy gaan bid, hoe meer gaan jou blydskap oor God se genade en liefde in jou groei. As jy dit nie reg kry om standvastig te wees nie, begin om meer te bid. As jy nie met gebed die sonde in jou lewe gaan verdryf nie, dan gaan die sonde in jou lewe gebed uit jou lewe verdryf. Hoe meer jy gaan bid, hoe meer gaan jy dit reg kry om in beproewings en versoekings vas te staan. Hoe meer gaan jy bewus word van God se almag in jou lewe. En onthou, een van die sekerste tekens dat jy moet begin bid en dat jy meer moet bid, is as jy nie lus voel om te bid nie. 'n gelowige wat nie lus is om te bid nie, sy geloof sal vreugdeloos en kragteloos wees. So 'n gelowige moet
dadelik werk maak en volhard in gebed. Daarom geliefdes, as ons vreugde in ons godsdiens wil hê, vreugde wat ook deursuur na ons hele lewe toe, as ons geestelik staande wil bly in hierdie land, is daar net een oplossing: bid daarvoor. Elke oggend en elke aand en sommer tussenin ook. Bid vir ons land. Bid vir die leiers van ons land. Bid dat God se wil sal geskied in ons land. Bid dat sy koninkryk mag kom, ook in ons land. Dat sy naam verheerlik sal word deur almal in ons land. En dat hy ons van die bose sal bewaar. Hou aan bid, sodat jy blydskap in jou geloof kan hê en kan vasstaan in verdrukking. Geliefdes, gebed is ook 'n baie vername deel van voorbereiding vir nagmaal. 'n Kind van die Here kan nie voorberei vir nagmaal sonder om ook te bid nie. Gebed voor die nagmaal behoort ons vernaamste manier van voorbereiding te wees. Waarvoor moet ons bid voor nagmaal? Wel, voorbereiding is 'n tyd van geestelike verootmoediging voor die Here. Dis 'n tyd van geloofsvernuwing en 'n verlange na die gemeenskap met Christus. In voorbereiding val die fokus op Christus self, sy volmaakte offer, die waarheid van die evangelie en die gelowige se lewe van gehoorsaamheid en dankbaarheid. Bid vir ware en eerlike, diepgaande selfondersoek. Bid dat ons vertroue nie in eie waarde sal plaas nie, maar in Christus alleen. Bid vir opregte skuldbelydenis en bekering. Die voorbereidingstyd is 'n tyd van verootmoediging. Bid vir droefheid oor jou sonde, wat net God kan gee. Bid vir 'n begeerte tot heiligmaking. Bid vir bekering van spesifieke sondes. Bid vir 'n vaste geloof in Christus, wat God alleen deur sy Gees kan gee. Die nagmaal is juis vir swak, sondaar gelowiges, wat hulle heil buite hulle self in Christus soek. Bid dat die Here ons geloof sal versterk. Bid vir sekerheid van vergifnis. Bid vir 'n dieper verstaan van Christus se kruisdood. Bid dat die evangelie altyd vars en kosbaar sal wees vir ons. Bid vir rus in Christus, sy volmaakte geregtigheid alleen. Bid ook vir 'n regte verstaan van die nagmaal, dat dit 'n teken en 'n seël van God se verbond met ons is, dat dit wys op Christus as die brood van die lewe, dat met nagmaal sy dood verkondig word totdat hy kom. Bid vir beskerming teen oppervlakkigheid in ons geloof, vir eerbied en dankbaarheid teenoor die Here, dat die Gees die sakrament kragtig sal gebruik om ons in die ware geloof te versterk. Bid vir liefde en eenheid in die gemeente. Die nagmaal is immers ook 'n gemeenskapsmaaltyd, wat die eenheid in die gemeente beklemtoon. Bid vir liefde onder gelowiges, vir versoening en vrede, dat verdeeldheid beëindig sal word. Bid vir die gemeenskap van die heiliges. Bid vir groei en dankbaarheid en gehoorsaamheid, die vrug van die Gees, vir volharding in heiligmaking, dat die Here jou lewe meer aan Christus gelykvormig sal maak.
Bid met verlange dat Christus sal terugkom. Die nagmaal wys vooruit na die bruilofsmaal van die lam en ons verkondig sy dood totdat hy kom. Bid vir die bediening van die woord en die sakramente. Bid vir Christus se kerk op aarde. Bid vir die verkondigers van die woord en vir die getroue woordverkondiging. Bid vir geloofsgroei onder God se kinders. Ware voorbereiding vir nagmaal eindig nie in wanhoop oor ons sonde nie, maar in geloofsvreugde in Christus. Die doel van selfondersoek met voorbereiding is nie om waardig in onsself te word nie, maar om des te meer ons toevlug tot Christus alleen te neem vir ons verlossing. En daarom behoort ons elkeen ook hierdie week te bid soos nog nooit tevore nie. Mag God ons deur sy Gees lei, sodat ons kan verbly in die hoop, sodat ons kan vas staan in verdrukking en sodat ons kan volhard in gebed. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vir u woord, so helder en duidelik en prakties. Ja, ons dankie ook vir die opdragte wat u aan ons gee in u woord. Veral ook dat ons sal verbly in die hoop, dat ons sal vas staan in verdrukking en dat ons sal volhard in gebed. Ja, daarom bid ons dat u ons ook sal lei in hierdie tyd van voorbereiding, dat ons sonde sal raak sien, dat ons dit sal bely, dat ons onder leiding van die Heilige Gees daarvan sal bekeer, dat ons aan Christus sal vasgryp vir verlossing, aan hom alleen. Ons bid dat u ons sal beskerm teen enige oppervlakkigheid in ons geloof, dat u vir ons eerbied en dankbaarheid teenoor u sal gee. En ons bid ook dat u Heilige Gees die sakrament van die heilige nagmaal kragtig sal gebruik om ons in die ware geloof te versterk. Ons bid vir eenheid in die gemeente, dat ons ook vir mekaar sal omgee, mekaar se laste sal dra. Ja, ons bid vir die gemeenskap van die heiliges, dat ons ook elkeen ons gawes wat u aan ons gegee het, hier sal aanwend, tot eer van u naam en tot voordeel van medegelowiges. Lei ons in hierdie tyd van voorbereiding, dat ons ook sal groei in dankbaarheid en in gehoorsaamheid, dat die vrug van die Gees baie duideliker in ons elkeen se lewens vertoon sal word, en dat ons ook sal volhard in heiligmaking. Ons bid ook dat ons Here Jesus Christus gou sal terugkom. En ons dankie dat die nagmaal ons daaraan herinner, dat ons sal aansit aan die feesmaal van die Lam, nadat ons Here Jesus Christus se wederkoms plaasgevind het. Laat die gedagte van sy wederkoms ons ook groei in die geloof, vas staan in verdrukking, volhard in gebed. Ons vra al hierdie dinge van u, in die naam van hom wat dit alles vir ons moontlik gemaak het, ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes, daarna sal ek die slotsang aankondig.
Ons slotsang is die Ons Vader gebed, skrifbreiding 59 of 10:2. Ons sing dit bidend. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.